Is donderdag aand, dis weer tyd vir Vat die Spoor. Seppi Silje sit hier by my, hy is die eienaar van Magnum Archery in Pretoria. Seppi, dankie dat jy tyd gemaak het om gou vinnig by ons in die ateljee te kom draai. Dankie Stefan, is lekker om hier te wees. Ek wil gou met die laaste week wat ons my uitgawe op die rak is, wil ek graag bietjie ons moet terugbly na daai storie toe, wat ek en jy saam, was dit einde laas jaar gewees, wat ons saam aangepak het met die Raven R20. Is reg, by Sechaba Safaris. Dis hy, net hier buite die dorp. Ek het 'n mooi ou rooi hartbees koei geskiet, op die oomblik meer 'n management hand uitgedraai, Ja. as 'n groot bil, maar ons sal weer kans kry vir 'n groot bil. Ons kon 'n ou koei se lewe Dan 'n bietjie korter maak bietjie van. korter maak. Ja, ek dink dit was meer lekker op die einde nie, en jy het 'n pragtige blou bees geskiet. Ek Ja. het 125 of 128 iets uitgeslag. Ja, 'n monsterbees, en met daai Raven R20 deur die groot skouerbeen, ja, dit deur die is... hart 'n paar tree later plat, hè. Ja, dit wat ons wou gedoen het eintlik mooi uitgewerk. Ons wou spesifiek bietjie ver afstande geskiet het. Donovan by Sechaba het vir ons die geleentheid gegee. Dit was fantasties. Dit het briljant uitgewerk. En almal was half skepties. Ek dink ons het dit mooi in die artikel verduidelik dat ons nie die ding opgetel en gaan skiet nie. Ons het dan 'n bietjie moeite gedoen. Ja, Voor die tyd, veral daar by jou op die plaas, het ons redelik tyd ingesit. Ou sien dit ook in die video mooi. Ek was baie skepties geweest. Donovan was ook 'n bietjie skepties, weet ek. Die ouens hoor ons wil 70 plus meter met 'n pyl skiet, jy weet. Dit is almal so nee, ek weet nie. Maar na 'n paar ordentlike oefensessies het dit regtig moontlik begin lyk. En toe al wat oor is om die doodmaak vermoë van die ding te toets. ja, verseker. Ek meen 'n mens moet daarom 'n bekwame skut wees as jy bietjie verder afstande wil skiet wat jy verseker is. Ek het al bietjie tyd agter die Raven spandeer en sy akkuraatheidsvermoë hier by 100 meter of klein bietjie verder as dit is verseker daar. Ek dink waardevolle lesse wat ons geleer het is om die wind bietjie dop te hou en meer belangrik is dit om seker te maak dat jy hou hierdie ding 100% waterpas. Seppi, dis 'n belangrike punt. Ons het definitief hier aan geraak, maar jy sal sien in die nuwe uitgawe, in ons Junie uitgawe, daar sal 'n kudu op die voorblad wees. Daar het ek my storie ingesit waar ek daai kudu bil gaan jag het met die Raven. Ek gaan nou nie die storie uitlap hier op die show nie, maar daar het ek daai les baie duur geleer. En ek dink dit is een van jou belangrikste goedes om daai ding seker te maak dat jy hom waterpas. Ja, en eintlik is dit 'n ek wil sê 'n logiese ding as jy selfs met 'n geweer gaan skiet. As jy hom nie waterpas hou op ver afstande nie, gaan jy ons nie mooi in die middel skiet nie. Maar ek wil nou net ons hou nou aan praat oor hierdie jag in die R20, maar hier op die tafel by ons, en ons het hom by Hantex het hy redelik opslag gemaak. Jou stalletjie het gekook met die nuwe Ravens wat daar gehang het. Daar's 2. Wil jy net gou 'n bietjie vir ons kykers verduidelik? Jy het een saamgebring. Die heel eerste wat ons geken het was die R10. Yes. En die R20 was presies dieselfde konfigurasie. Hy het net die pyl of die bolt, soos ons in kruisboogtaal praat, het hy vinniger geskiet. Wat is nuut aan die R26 en die R29? Ja, die groot verskil tussen die R10 en die R20 was basies die spoedverskil en die R20 was 'n klein bietjie langer gewees as wat die R10 was en dit het veroorsaak dat hy bietjie vinniger geskiet het. Die nuwe modelle wat hulle uitgebring het is 'n R26 en 'n R29 en die 26 verwys spesifiek na die lengte van voor tot agter van hierdie kruisboog. Hy 26 duim wat hom ongelooflik maklik hanteerbaar maak as jy in die veld wil gaan rondloop en in my opinie as jy hom uit die face uit wil skiet is dit 'n baie lekker kruisboog want hy's lekker klein en jy kan hom maklik met jou elmboog hierso teen jou sy kan jy maklik ek wil amper so 'n bietjie meer rus kry as waar met die ander goeters was hy bietjie verder vooruit en jy moes jou elmboog bietjie van jou jy weet bolyf af weggevat het. Mense vra natuurlik omdat hy bietjie korter is, hoe beïnvloed dit die akkuraatheid? Hy is net so akkuraat soos enige van die ander goeters. En as ons so vinnig teruggaan na die jag wat ons gehad het, Donovan by Sechaba het die ding uit die face uit geskiet op 50 meter, hy het uiters akkuraat geskiet en toe die buffel gaan skiet het hy hom op 60 meter geskiet en dit het fantasties gewerk. Die R26 veral vir mense wat gesinne het, wat almal bietjie met hom wil skiet, vir outfitters wat kliënte, vroue, kinders wil laat skiet, is hierdie 'n fantastiese model. Veral as ook, jy raak nou op die punt van outfitters, en ek weet hoeveel outfitters het al van die goeders gekoop wat in hulle lodges hang, reg vir 'n kliënt. 100%. Vanweer die feit dat dit vir ouens baie keer 'n slep is om al die pad met jou goed te travel, die worry van jou kiet wat gaan seer kry, of dalk wegraak, of wat ook al die geval mag wees. Hierdie is 'n bitter nice opsie vir 'n outfitter om in sy kamp te hê,
Verseker. Die geleentheid kan gee en sê luister, hier is iets vir jou mee te skiet. Die lekker ding van die ding is ek ben dan met 'n buffel geskiet. Ons het baie kliënte wat al groot dikvellige groot beendiere geskiet het, al gejag het. Die vermoë om 'n dier suksesvol plat te trek is uitstekend en net op verder afstand. Dit is baie maklik om in te stel en hy het nie enige weerstand as hy skiet nie. Hy het nie recoil nie. Ja. Ek meen ek kan net daarbey aansluit. Die QR-kode is hier in die tydskrif. Ons het nou nie in die artikel fisies geraak aan die buffeljag nie, maar dit is deel van die video. En ek het saam met Donovan ek met my 500 geloop terwyl hy die buffel gejag het met daai R20 en die penetrasie, ek meen daai bolt het reg deur daai buffel gevlieg. Ja. Hy het gewag vir 'n mooi skoot terwyl die ribbes mooi oop was. So hy het nie 'n dom skoot gevat nie. Hy het gewag vir die regte skoot, maar ek meen die doodmaak vermoë is ongelooflik. Daai buffel was binne enkele tree was hy plat gewees, mors dood toe ons by hom kom. Binne 200 meter al 3 diere wat ons geskiet het, pile dwars deur en ons het al die pile gekry en die buffel het 200 meter gegaan en toe sê hy Seppi, ons tyd raak man, ek wil regtig vir jou dankie sê jy ingekom het en dankie dat jy vir ons vir hierdie bietjie meer in detail op die nuwe Ravens kon wy. Ek was regtig, ek kon nie uitgepraat raak na my 2 jagte wat ek met die R20 gedoen het nie. Ek het gedink dit is een van die coolste goed wat ek nog gedoen het. Maar ek kan nie wag om die nuwe te toets nie. Ek weet die toerusting kan die job doen, maar dis mos nou lekkerder om met die nuwer modelle want daar is 'n paar nicer features aan die ding en hy is 'n bietjie meer kompak en miskien kry ons daai bosvark triek van ons reg wat ons Seker, ek sien uit na ons volgende jag saam en weer eens dankie vir die geleentheid. Jouself. Dankie dat julle ingeskakel het. Ons sien julle volgende week donderdag. Hoopelik is ou Hanke dan terug van Kameroen af, dan kan ek bietjie met hom ook verder gesels. Lekker aan.